Niemand hou daarvan as daar oor jou gelieg word nie. As iemand alleen oor my vertel wat nie die waarheid is nie, hulle praat nie eers met my nie, ken my nie, verstaan my nie, dan sê hulle sommer goed van my, dan hou ek niks daarvan nie. En jy's dieselfde, jy hou nie daarvan as iemand oor jou lieg nie. En weet jy, baie keer lieg die wêreld oor God. Hulle lieg oor die Here. Die duiwel kom partykeer met 'n leuen gedagte binne in jou, dat God dit nie sal doen nie. Die Here gaan dit nie vir jou doen nie, die Here wil dit nie vir jou doen nie, hy wil dit vir ander doen, maar hy wil dit nie vir jou doen nie. Nou, dis baie belangrik dat ons bid en vir die Here vra. Die Here sê, julle het nie wat julle vra nie. Die Here kom en hy sê, klop en vir jou sal oopgemaak word, vra vir jou sal gegee word, soek en jy sal vind. So, dis wat God sê. Maar is 'n baie belangrike ding in Lukas 11, dan sê die Here, hy sê, as julle vir my vra vir die Heilige Gees, sal ek dit vir julle gee. Dis baie belangrik. As julle my vra vir die Heilige Gees, nou glo jy dat jy God kan vra vir die Heilige Gees. En dan oor die jare het kerke en mense so leuns vertel oor die Heilige Gees, wat met jou gaan gebeur en hoe dit gaan gebeur en wat aangaan, wat glad nie die waarheid is nie. Hoor wat sê die Bybel gaan met jou gebeur as die Heilige Gees oor jou kom in Handelinge, dan sê hy vir hulle, hy sê, maar wanneer die Heilige Gees, Handelinge 1 vers 8, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, sal julle krag ontvang, en oral mense eerstehands van my vertel. Dan sê hy in Jerusalem, in die hele Judea, Samaria, ook in die uithoeke van die aarde, maar julle sal krag ontvang. Waarvoor ontvang jy krag? Jy ontvang krag om te praat. Jy ontvang krag om jouself te verloon, want baie keer is dit jou eie ek, wat gaan mense sê, en wat gaan mense dink, en wat gaan mense doen, maar jy ontvang krag om te kan doen wat die Heilige Gees sê, en ek vir jou sê, uit my eie kan ek nie doen wat die Heilige Gees sê nie, uit my eie kan ek nie praat nie, uit my eie het ek nie vermoë nie, maar ek, as die Heilige Gees oor my kom, en ek kry 'n krag, daai krag is 'n boldness, daai krag is 'n krag wat ander nie het nie, omdat die Heilige Gees oor my kom. Wysheid is ook 'n krag. Wysheid sit jou voor ander mense. Wysheid sê, wow, maar dis 'n slim ou. Wat is dit? Dis die krag van die Heilige Gees. Daai krag om ook nee te kan sê. 'n kind van die Here wat vervul is met die Heilige Gees, wanneer die Heilige Gees oor hom kom, het krag om nee te kan sê. En in die wêreld waarin jy leef, het jy nodig om nee te kan sê. Jy het krag nodig om baie keer stil te bly. Krag nodig om die minste te wees. Jy het krag nodig om in jou huwelik stil te bly. Krag nodig om te sê ek is jammer. Krag nodig dat God se werking in jou huis sal wees. Dan sê hy sê wanneer die Heilige Gees oor jou sal kom. So die waarheid is, jy kan vra, Here, laat u Gees oor my kom. Ek vra dat u my die Heilige Gees gee. Want as die Heilige Gees kom, gaan ek krag hê. Nou ek sê baie mense, Here, gee my net krag. Here, as ek net krag kan hê, ons bid vir krag. Here, ons bid vir voorsiening. Here, gee net vir my wysheid. Jy bid verkeerd. Jy moet vra, gee my die Heilige Gees. Here, laat u Gees oor my kom. Want onthou, as jy die Heilige Gees het, hy ken die diepte van jou hart, hy ken die diepte van God se hart. Die Heilige Gees gaan aan jou verkondig wat in die toekoms gaan gebeur. Die Heilige Gees gaan vir jou sê wat gaan gebeur. Hy gaan vir jou wysheid gee, hy gaan vir jou kennis gee, hy gaan vir jou krag gee, hy gaan vir jou goedheid gee. Jy gaan goed beleef omdat die Heilige Gees oor jou kom. So dan vra ek jou, die waarheid is, as jy vir die Here iets vra, gaan hy dit vir jou gee. So nommer 1, jy moet glo, God gaan my antwoord. Nommer 2, bid reg, vra ek soek die Heilige Gees. En wat so mooi is, die Heilige Gees is nie net vir my nie. Die Heilige Gees is dat hy deur my kan werk. God se Gees wat deur my kan werk. En toe te laat dat die Heilige Gees in jou kom. Dan wil ek sê dankie. Dankie dat jy God vra vir die Heilige Gees in jou hart ontvanklik is dat die Heilige Gees oor jou kan kom. Dankie, jy is 'n great blessing.